vir jou sê, maak nie saak wat die vyand jou wil laat glo nie. Onthou net wat sê die woord van die Here vir ons. Die duiwel is die vader van die leuns. Die dief kom te steel, te slag en te verwoes. Jesus het gekom en gesê, ek gekom omdat julle lewe en oorvloed kan hê. En die duiwel wil jy laat glo, jy gaan dit nie maak nie. Hy wil jy laat glo, daar is nie 'n môre nie. Hy wil jy laat glo, daar is nie 'n weg nie. Maar ek wil vir jou een ding vanmôre sê, it's not over until it's over. God bly in beheer. Ek wil hê jy moet vanmôre jou Bybel vir my oopmaak daar in Jesaja. Jesaja in die 40ste hoofstuk. Jesaja hoofstuk 40. Ons gaan daar so lees vanaf vers 25 tot en met vers 31. En ek wil hê jy moet vanmôre mooi luister. Jesaja hoofstuk 40. Jesaja in die Ou Testament. As jy in die Nuwe Testament kry, dink ek het jy 'n verkeerde Bybel. Maar Jesaja hoofstuk 40 in die Ou Testament. En 40. En ek wil hê jy moet vanmôre oplet na een spesifieke vers. Ons gaan nou hierdie verse lees. Maar ek wil hê veral, jy moet oplet na die laaste vers wat ons gaan lees. Want dis waar ons vanmôre gaan praat. Jesaja 40 al vanaf vers 25 tot met vers 31. By wie sal julle my dan vergelyk, dat ek net so kan wees, sê die heiliges, of die heilige. So God vra, met wie kan jy my vergelyk? Daar is niemand soos God nie, ons sing heilig, daar is niemand soos hy. By wie sal julle my dan vergelyk, dat ek net so kan wees, sê die heilige. Slaan julle oë op na die hoogte en kyk, wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leerskare uittrek volgens getal, hy roep hulle almal by die naam, stop het gegryk, kyk op na die hemel, kyk na die sterre, kyk na die heelal. God sê ek het hulle uitgeskry en ken hulle elkeen by die naam. Ek gaan nie eens op daai punte ingaan en dan gaan ek weer in 'n rabbit hole in. Maar hy sê, hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte, omdat hy sterk van vermoë is, daar word nie een gemis nie. Weet jy, ek wil gou vir jou sê, net so, ek weet ek gaan nou in 'n rabbit hole, ek wou dit dan nie gedoen het nie, maar weet jy hoe groot is 'n ster? Jy dink die aarde is groot, die aarde is 'n planeet. Weet jy hoe groot is 'n ster? Die son is 'n ster. En die son is een van die kleinste sterretjies in ons sonnestelsel, of in ons galaksie. Net om jou 'n idee te gee. In ons galaksie bestaan die son amper feitelik nie eers nie. Om jou net 'n idee te gee. En die aarde lyk soos 'n naalpunt teenoor die son. En in hierdie galaksie, net in ons Melkweg galaksie, maak ons sonnestelsel met planete en sonnestelsels net een deeltjie uit van triljoene en biljoene en weet jy, daar is hier soveel getalle nie van sonnestelsels. Net in ons galaksie. Dan is daar nog ander galaksies, miljoene en triljoene en biljoene galaksies in die heelal. En God sê, wie kan vergelyk met my? Ek het hulle almal daar gestel. En ek ken elkeen by die naam. I'm gonna leave it there. Waarom sê jy dan nou, Jakob? En spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge. As die Here so groot is en hy weet alles, hoekom dink jy die Here het van jou vergeet? Hoekom dink jy dat jou weg is vir die Here vergeet? Hoekom dink jy die Here gee nie om oor jou nie? As hy elke ster, elke planeet in hierdie heelal by die naam ken. Hy sê, waarom sê jy dan nou Jakob, spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by God verby? Weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig die sterkte vir die wat geen kragte het nie.
Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Nou let nou op. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Nou ek wil vanmôre met ons praat oor die wind onder 'n arend. Hy sê, hulle word, hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. En ek wil met ons praat oor die wind onder 'n arend. Het jy al gesien hoe groot is 'n arend? Daai goed is huge. Baie van ons het al gevoel, ons kom op 'n plek, waar ek voel, Here, ek kan nie meer nie. Ek bid, maar dit voel vir my of die hemel gesluit is. Ek bid, en ek voel, Here, U hoor my nie. Here, het U van my vergeet. Voor mense sit ek 'n front op. Ek smaal en ek is happy en ek is... Maar binne my woed daar 'n storm, binne my woed daar iets wat 'n battle is. Wat mense nie altyd sien nie. Wat mense nie altyd wil hoor nie. Wat mense nie eintlik regtig oor omgee nie. Maar weet jy wat? Jy probeer sterk voel, maar elke dag voel dit vir jou, jy breek net 'n bietjie vir bietjie vir bietjie vir bietjie vir bietjie meer af. En ek kom op 'n punt na waar jy op 'n punt kom en sê, Here, het U van my vergeet. Weet jy wat is my interessant ook van dit alles, né? Ek praat nie net van die groot stryd wat ons elke dag face nie. Ek praat van die klein goedjies. Daai klein goedjies wat die hele tyd kom en wat jy so stelselmatig afbreek. Elke dag. Jy kry ewe skielik eendag net slegte nuus. Jy kry nog 'n aanval wat op jou geloods word. Nog 'n teleurstelling. Ewe skielike siekte. Jy kry ewe skielik iets wat jou vrees by jou kom opwek. Jy sit met slapelose nagte. Jy sit met gedagtes wat sê, I'm not gonna make it. Ek gaan dit nie maak nie. En kort voor lank begin nie, ek wil dit eintlik noem, ek weet nie hoe om dit in Afrikaans mooi te beskryf, maar ek gaan nie verduideliking gee wat ek bedoel, dan gaan jy verstaan. Jy voel claustrophobic. Dit voel vir jou of iets jou vasdruk. Dit voel vir jou, ek beweeg nog, ek gaan aan, ek leef nog, ek gaan aan, maar ek voel nie soos 'n arend wat vlieg nie. Ek voel meer soos 'n hoender wat op die grond rondhardloop. Of ek voel heeltemal net plat. Maar weet jy wat ek wil vir jou vanmôre sê? Jy is nie gemaak om op die grond vasgedruk te wees nie. God sê jy is gemaak om te vlieg. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Die Here sê jy is gemaak om te vlieg. Hy sê jy sal opvaar met vleuels soos die arende. Ruk terug te lees ek 'n ding nou, hierdie kan ek, dit is net 'n ding wat ek gelees het wat my gefascineer het. Nou dit is nou, ek gaan nou nie sê dit is nou wetenskaplik bewys of enige iets nie, want ek het dit nog nooit self eintlik gesien of beleef of regtig nie, maar dis maar net by die gedagte het my getrigger, het my nogal, die gedagte hiervan, die illustrasie hiervan, het vir my nogal, het my hart nogal geraak. As jy kyk na 'n kraai, kraaie val gewoonlik ander voëls aan. Hulle gewoonlik as ander voëls vlieg, gaan kom die kraaie en hulle tackle gewoonlik ander voëls en 'n kraai is, baie kraaie is groot en hulle is aggressief en hulle vat daai voëls grond toe en hulle pik hulle dood, jy weet, en hulle vreet hulle en so aan. Maar soms gebeur dit dat 'n kraai 'n arend ook aanval. 'n Kraai is tyd vir niks. En hy val ook arende aan. En toe het ek nou gelees,
dis nou wat ek sê, ek het dit nog nooit self beleef nie, dis maar net illustrasie, maar sien die illustrasie, want dit is nogal 'n goeie illustrasie. Hierdie kraai gaan, en hy gryp vas op die rug van die arend, hy weet, die arend is te groot, hy kan hom nie net afbring nie, hy moet daai arend letterlik affight, en hy gaan klim hy op die rug, en hy klou vas uit die rug van daai arend, en al wat hy kan doen is, hy begin daai arend te pik, hier van agteraf, hy pik hom teen die kop, en hier in sy nek, en sy oë, hy probeer sy oë uitpik, want die groot ding is, as hy sy oë kan uitpik, as hy arend blind, dan kan hy nie sien nie, en dan gaan die arend begin afkom grond toe, en hy gaan begin fight met die en dan eventueel, dan sal hy nou op die grond wees, en dan sal hy soos die kraai oorwin, met die kraaibere want dis die enigste manier hoe hy daai arend kan onderkry. Maar nou is daar 'n interessante ding, wat hulle toe nou sê, is, dat die arend probeer nie met sy bek eintlik daai kraai fight nie. Daai kraai vat hom nou vas, en hy probeer hom nou afkry, en hy begin hom te pik, en hy begin hom, hy wil sy oë uithaal, en hy wil hom afbring grond toe. Maar wat interessant is, daai arend fight hom nie terug nie. Daai arend begin nie te tol in die lug, en snaakse goeders doen soos die ander voëls nie. Hy loop in skop en skerm, en begin nie terug te pik en goeders nie. Wat doen daai arend? Hy doen net een ding, hy vlieg net hoër. Hy kry net altitude. En hy gaan dit hoor, en hoor, en hoor, en hoor, en hoor. En hoe hoor hy kom, hoe ongemaklik raak het vir hy kraai, want hy kraai is nie gewoond om op daai altitudes te wees nie. En eventueel, laat los hy kraai van self. En die arend is vry en die kraai val. En ek moet dit nou sê, dis presies, gister toe ek vra vir die Here, wat moet ek bedien, toe kom hierdie prentjie nou by my op, toe onthou ek nou hierdie stukkie wat ek nou gelees het eendag, en dit het my nogal bygebly, en dis presies wat die duiwel met my en met jou doen. Die vyand wen nie, en oorwin nie oor my en jou, omdat hy sterker is nie. Hy oorwin ons, wanneer hy ons onderkry. Wanneer hy ons op sy vlak kry, wanneer hy ons afkry, om ons daaronder te kry. Dis waar hy ons oorwin. En dis nou interessant waar die Here sê, hy wie op die Here wag kry nuwe krag, hy sal opvaar, met vleuels soos arende. Jy sien, en die kraai, wat op jou wil land, hy land nie net op jou net om op jou te land nie, hy wil jou blind maak, want dit is sy eerste punt, dit is die eerste aanvalstegniek wat daai kraai doen met daai arend. Hy val sy oë aan. Want hy weet as daai arend nie kan sien nie, dan gaan hy rigtingloos wees. Hy gaan nie weet waartoe hy gaan nie. En die woord van die Here sê vir ons Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Ja, dit is sy plan vir jou. Maar weet jy wat? Die vyand wil jou nie net laat val nie. Hy wil jou net pla nie. Hy wil jou vernietig, hy wil jou lewe steel, hy wil jou verwoes, hy wil jou huwelik uitmekaar uitruk. Hy wil jou lewe vat, hy wil alles van jou af wegvat. Hy wil jou kinders steel, hy wil jou roeping steel. Hy wil alles van jou af wegvat. Maar die manier wat hy dit doen, heel eerste, hy pik jou oë toe. Laat jy nie kan sien nie. Ons sien daai tegniek van hom reg in die begin van die Bybel, met Eva. As jy gaan lees in Genesis 3, maak jou Bybel net daar op Genesis 3, dis maklik heel voor in jou Bybel. Genesis 3. Wat interessant is van Eva, kyk, die duiwel kom by Eva, en hy vertel eerstens vir haar 'n leuen. Hy skep twyfel by haar. En hy twyfel change haar siening. En kyk waar val hy haar eerste aan, want Genesis 3 vers 6. Hoor dit sê die woord van die Here, Genesis 3 vers 6.
toe sien die vrou dat die boom, hoor daar, toe sien die vrou. Wat sê hy? Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet. En dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Wat het hy gedoen? Hy het haar visie verander. Hy het haar visie verander. Hy het 'n leuen kom vertel, het God gesê, en toe kom hy. En eerste ding wat hy aanpak, pak haar oë. Sy sien, die boom is goed om te eet. En dis presies wat hy doen, want hy val jou visie aan. En hoe het hy vir haar dat haar visie aangetas? Hy het vir haar 'n ander siening van God gegee. Hoor maar, hy het haar 'n ander siening van God gegee. Het God gesê? Nee, maar dit is nie so nie. Ewe skielik sien sy van die boom dat dit goed is om te eet. Toe haar visie van God verander, toe sien sy die boom. En dis wat hy doen. Hy wil hê jy moet ophou sien wie God is. Hoor mooi. Hy wil hê jy moet ophou sien wie God is. Hy wil hê dat jy moet nie meer sien dat God kan genees nie. Hy wil hê jy moet sien dat God nie voorsien nie. Hy wil hê jy moet sien dat God nie red nie. Dis wat hy wil laat glo. Hy wil hê jy moet sien dat God nie uitkoms gee nie. Hy wil hê jy moet sien dat God nie herstel nie. Hy wil hê jy moet sien dat die kruis genoeg was. Want dis mos wat gebeur met ons. Ons oë word aangetas, dan, Here, hoekom genees U my nie? Here, hoekom voorsien U nie? Here, hoekom maak U nie? Here, hoekom verhoor U my nie? Hy change jou visie van wie God is. En wie sê God, wie is hy? Ek is. Ek is. Toe hy met aan Moses verskyn, ek is. Hy is, wat is jou behoefte? Hy is. My genesing, Jehovah Rapha. My voorsiener, Jehovah Jireh. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Hy is, maar die vyand wil vir jou sê hy is nie. En hy change jou visie. En die oomblik, wanneer jou visie van God verander, dis wanneer jy val. Dis wanneer jy grond toe gaan. Dis wanneer jy daan gaan. Dis wanneer jy die grond tref. En dis wanneer jy jou kom verwoes. Hy sit op jou rug en hy pik na jou oë, dat jy kan sien wie God is nie. En weet jy wat dan? Maar voordat hy jou oë pik, hoe kry hy jou? Wat maak hy met daai krap? Wat maak hy met daai arend? Hy gryp vas met sy kloue agter op sy rug. Hy kry 'n hou vas oor hom. Hy hou vas, hy klou vas aan die arend. En hy hou vas op 'n plek waar daai arend hom nie kan afgooi nie. Maak nie saak al spin daai arend hier rond, raai kraai klou. Hy gryp jou vas. En dis presies wat die vyand met jou doen. Hy gryp jou vas, voordat hy jou oë kom pik, voordat jy kan vergeet wie God is. Kom gryp hy jou vas. En wat is daai grype? Hy gryp jou vas met vrees. Hy gryp jou vas met vrees. En daai vrees veroorsaak dat jy vergeet wie God is. Hy kom gryp jou vas met angs. Hy maak jou angstig. Hy kom gryp jou vas met skuld, met skuldgevoelens. Hy kom gryp jou vas met skaamte. Hy kom gryp jou vas met 'n lae selfbeeld. Hy kom gryp jou vas met bekommernis oor die dag van môre. Hy kom en hy gryp jou vas met sonde. Hy kom gryp jou vas met gebondenheid. Hy kom gryp jou vas met enige iets waarmee jy 'n houvas op jou kan kry. En dan voel dit vir jou.
Daai oomblik wanneer jy jou vasgegryp het, kan nie meer asemhaal. Geestelik voel ek voel claustrophobic geestelik. My gees voel vas, ek kan nie bid nie. Ek kan nie geestelik asem nie. Here, ek is besig in daai angs en daai vrees en daai goeders en daai bekommernis en al daai goeders kom vat jou. Jy kan daaraan nie meer dink nie. Nou begin jou visie verander. Jy sien wat nou pik in die oë. Nou begin die visie verander. Het God regtig gesê? Het God regtig gesê hy is jou geneeser? Hoekom genees jy nie? Het God regtig gesê hy is jou voorsiener? Hoekom voorsien hy nie? Het God regtig gesê? En dan sien jy God in 'n ander lig. Dit sê die woord van die Here. In 2 Timoteus 1 vers 7. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. 2 Timoteus 1 vers 7. God het ons nie 'n gees, let op na die woord gees. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Vrees is nie van God af nie. Ek wil vir jou sê, vrees is daai kraai, dis 'n geestelike houvas oor jou. En weet jy wat, sodra hy jou vas het, met sy kloue, en hy begin nie te pik, hy pik nie net jou oë nie, en nou pik hy jou kop, hy begin dink wat hy doen met die arend, hy pik jou gedagtes, hy vul jou gedagtes met leuns, hy tas jou verbeelding aan, jy begin jou goeders verbeel wat nie so is nie, jy begin self verwyte te hê, hy tas jou geloof aan, hy val jou geloof aan, jy sien nie meer wie God is nie. Wat is geloof? 'n vaste vertroue. Nou begin jy, God het van my vergeet. Ek gaan nie kan verander nie. Daar is nie vir my hoop nie. Daar is nie vir my uitkoms nie, dis nou klaar met my. Nou, ek wil vir jou sê, wat is sy plan vir jou? Hy wil jou steel, slag en verwoes. Wat is sy plan met jou? Hy wil jou afbring grond toe. Hy wil jou afbring grond toe. Want die oomblik as hy jou afkry grond toe, dis waar hy jou kan verwoes. Dis waar hy jou kan maak, dis waar hy opvreet. Maar die grootste fout wat ek en jy maak, hoor, en hierso kom 'n baie groot geestelike reality, wake-up call eintlik. Ek en jy fokus te veel op die kraai. Ons fokus te veel op die kraai wat ons aanval. Dink nou logies daaroor. Dis wat ons gewoonlik doen. Ons fokus op die kraai. Ons beklei teen die kraai op ons rug. Ons try daai kraai afkry. Ons probeer alles self regmaak. Ons probeer daai kraai afkry met alles in ons. Ons tol in die ronde. Ons spring op en af. Ons is hierdie kant toe, daai kant toe. Ons fokus heeldag op die probleem. Ons top die heeldag oor die probleem. Ons praat net oor die probleem. Ons dink net oor die probleem. Ons gaan slaap met die probleem. Ons staan met die probleem op. Ons wandel saam met daai probleem dag en dag en dag. En ons try met alles wat in ons is om daai probleem aan te vat. Ons vat die kraai. Ons keer vir die pikke. Ons try die kraai afgooi. Daai kraai klou.
En intussen, wat gebeur? Hoe harder ons draai, hoe laer vlieg ons. Hoe harder ons en hoe meer ons probeer, hoe meer val ons. Hoe harder ons probeer om die kraai van ons rug uit te kry, hoe minder oorwinning kry ons. Tot op die einde van die dag, dan val alles uit mekaar uit. En ek is stik en ek is gebroken, en my lewe val uit mekaar uit. Want ons fokus op die kraai. Maar God gee vir ons hierdie woord in Jakobus, en julle ken het, Jakobus 4 vers 7. Jakobus 4 vers 7, hy sê, onderwerp julle aan God. Weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Hoor mooi, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, suiwer die harte, julle dubbelhartig is. Lees bietjie tussen die lyne wat hy hier sê. Onthou nou wat ons gelees het in Jesaja. Hy wie op die Here wag kry nuwe krag, hulle sal opvaar met vleuels soos arende. Hoor mooi, waartoe gaan 'n arend op? Hulle sal opvaar. Hoor dit sê, onderwerp julle dan aan God. Wat is daai onderwerping? Jy onderwerp jou aan God se woord, jy onderwerp jou aan wie God is. Jy laat nie toe, laat die duiwel jou visie verander nie. Moenie laat hy jou visie verander van wie God is nie. Punt nommer 1, onderwerp jou aan God. Bedoelende, gee oor aan God. Gee oor aan hom. The battle is not yours to fight. Hoor mooi. Jy draai jou battle fight. Die battle is nie jou nou om te fight nie. Hy het nêrens in die woord gesê, ek en jy moet die kraai gaan fight nie. Hy het gesê, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel. Weerstaan, pas op vir jou oë, pas op vir jou denke. Moenie toelaat dat die pikke jou visie verander nie. Moenie toelaat dat die pikke op jou kop, jou verstand verander nie. Onderwerp jou aan God. Kom terug by sy beloftes, kom terug by sy woord. Sy opdrag is hier, die heel eerste opdrag is nie fight nie. Onderwerp jou aan God. Want hoekom? Hoekom het ons onderwerp? Want onderwerping bring heerskappy. Waar God heers, waar God koning is. It's not my battle. In die week toe hoor ek 'n ding, of ek sien, ek kan nie eens onthou of ek het gehoor of ek lees het of wat nie, maar hulle sê, if the battle is so big that you cannot fight it, and you cannot stand, and the battle is too big for you, it means it's not your battle to fight. Onderwerping bring God se heerskappy. Waar God heers. En waar God regeer, kan die vyand nie bly regeer nie. Waar God in beheer is, waar God regeer, kan die vyand nie regeer nie. En dis wat die mense mis, as dit kom rondom geestelike aanslae, en rondom aanslae in ons lewens. Hulle is te besig om te fokus op die kraai. Hulle wil hierdie demoon gaan dryf, en hulle wil daai ding gaan dryf, en hulle wil hierdie salfies afsmeer, en hulle wil daai ding toe hardloop, en hulle wil na hierdie ou, en hulle wil na hierdie ding. Onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug. Weet jy wat, Efesiërs 6, leer ons oor die wapenrusting van God. Julle ken die wapenrusting. Hy sê, trek die volle wapenrusting aan van God, hoekom? Wat sê hy? Sodat jy staande kan bly, dat jy nie val nie. The moment that you fall is the moment that he destroys. Die wapen is vir jou gegee om hom te kan weerstaan.
Kyk ons na die wapenrusting, die gordel van waarheid, die borswapen van geregtigheid, die skoene van die evangelie van vrede, die skild van geloof, die helm van verlossing, die swaard van die gees. Dis die evangelie. Alles dui op die evangelie, op Jesus se volbringde werk aan die kruis, wat hy aan die kruis gedoen het. As hy praat van die helm van verlossing, wat doen 'n helm? Hy beskerm jou gedagtes. Die borswapen van geregtigheid, hy beskerm jou hart. Want jou gedagtes, wat jou gedagtes sal ingaan en het vind plaas in jou hart. Dis wat gaan opkom in jou lewe. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word en daaruit is die oorspronge van die lewe. Die skild van geloof. Hy wil jou laat glo en hy wil jou visie verander. Wat doen die skild van geloof? Hy blus al die vuurige pyle van die vyand uit. Die swaard van die gees. Die woord van God. Elke woord van God is die waarheid. Daar's meer as 8000 beloftes in die woord van die Here. En God sê, hulle is vir jou, ja en amen in Christus Jesus. Kyk ons na God se attribute. Hy is. Hy is. Alles wys na Christus toe. En ons oorwinning lê nie in ons vermoë om harder te moet fight nie. Die oorwinning lê in Jesus se volbringde werk aan die kruis, dit wat hy reeds gedoen het. Hy het reeds die fight gewen. Hoor mooi, hy het reeds oorwinning oor die vyand gegee. En die arend se geheim is nie sy vlerke wat hy harder slaan om te probeer vlieg nie. Wat doen hy? Hy gebruik die wind. Hy gebruik die wind. Hoor nou mooi, hier is iets baie belangriks in hierdie les. Hy gebruik die wind. Hy veg nie teen die wind nie. Hy flap nie sy vlerke harder nie. Gaan kyk elke voël, gaan let hulle 'n bietjie op. As hulle wil opstyg, wat doen hy? Hy klap, dat jy net sien vlerke vere trek. Arend doen dit nie. He glides. Hy change sy altitude. En hy gebruik die wind en die strome en die windstrome om hom te lig. Hy laat die wind omdra. Hoor mooi. Hulle sal opvaar soos vleuels met die arende, soos die arende. Hy wie op die Here wag, kry nuwe krag. OK. Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die die Heilige Gees wind, krag, opvaar. Aha. Johannes 3, dan vers 8. Hoor gemooi, hy sê, die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarin hy gaan nie. Soos elkeen wat uit die Gees gebore is. Elkeen wat uit die Gees gebore is soos die wind. En wat interessant is van die Griekse woord vir gees, dis dieselfde woord. In die Grieks, die woord wind en gees, is dieselfde woord. In Grieks is die woord pneuma. Dis dieselfde woord. Soos longontsteking, pneumonia, longontsteking, dis 'n ontsteking van die pneuma. Dit is die Griekse woord vir die woord gees en vir die woord wind. En wat interessant is, hy sê daai gedeelte, die wind waai waar hy wil. Die wind, die pneuma, waai waar hy wil. En jy hoor sy gelyk, maar jy weet nie van waar hy kom en waar hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees, die pneuma, gebore is. En die Bybel tref hierdie vergelyking om te sê, nou ek gaan vir julle gou in die Grieks gou lees die betekenis in Engels. Hy sê it's a current of air
That is breath, blast, or a breeze, by analogy, or figuratively, a spirit. That is a human, rational, a soul, implication, vital principle, mental disposition. Né? A superhuman, angel, demon, divine, or God. Christ's Spirit, the Holy Spirit. So hy het verskillende betekenisse. So wat sê hy vir ons hierso? Wat doen die wind? Wat doen die Gees? Die Gees lig. Hy is die een wat dra, hy is die een wat versterk, en hy is die een wat krag gee. En wat interessant is, gaan kyk jy in die Hebreëus, daar in Sagaria 4 vers 6, julle ken hierdie gedeelte ook baie goed. Hy sê, toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Serubabel, naamlik, nie deur krag of deur geweld, maar deur my Gees, so spreek die Here. En raai wat die Hebreëse woord, wat gebruik was daar vir die woord Gees, is die woord Ruach. Nou, interessant, wat beteken die woord Ruach? Wind, Gees van God, resemblance of breath, presies dieselfde betekenis as Noema. Nie deur krag of deur geweld nie. Dis nie waardeur jy wind kry, maar deur die wind. Wat se wind? Die Gees van God. Onthou julle toe die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 plaas gevind het? Vir die van julle wat nie sonnaskool bygewoon het nie, jy moet nie so by the way gaan voor jy sonnaskool geld terug, jy weet. Maar in geval, as jy nie sonnaskool bygewoon het nie, Handelinge 2, hoor nou mooi wat hy so sê, toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeling op elkeen van hulle gaan sit het. So wat sê hy vir ons? Dieselfde beeld word hier gebruik vir geestelike oorwinning in jou stryd. Deur die Heilige Gees se krag sal jy oorwinning in jou lewe bereik. Nie deur jou eie struggles nie. Jy probeer om daai kraai van jou rug af te gooi. Jy gaan hom nie afkry nie. Hy kraai pik jou kop, hy pik jou gedagte, hy pik jou oë. Hy maak jou moeg. Hoe gaan jy hoorvlieg? Hoe gaan jy hoorvlieg deur die Heilige Gees? Wel, nie deur om harder te probeer nie. Nie deur om sterker te probeer wees nie. Nie deur meer selfvertroue nie. Nie deur jou eie planne nie, want dis alles uit jouself uit. Maar deur meer afhanklikheid. Hoor mooi. Deur meer afhanklikheid. Daai arend beheer nie die wind nie, hy is afhanklik van die wind. Hy ontvang die wind om hom hoër te lig. Die wind doen die werk. Die windstrome doen die werk. Die wind hou hom op. Weet jy, as ek meer afhanklik raak van Jesus, as ek meer afhanklik raak van God, dis wanneer die wind my begin optel. Wanneer ek meer in gebed spandeer, meer in sy woord spandeer, meer in aanbidding is, meer in die teenwoordigheid van die Here is, meer gehoorsaam is in die Heilige Gees se leiding in my lewe. Wanneer ek met oorgawe leef, wanneer ek oorgegee is aan die Here, nie toelaat dat my visie van wie God is aangetast word, al lyk die omstandighede hoe, al lyk die vrug hoe begeerlik, al lyk dit vir my, hoe die situasie ook al mag lyk. Want weet jy wat, hy sê, hulle wie op die Here wag, kan die nuwe hulle sal opvaar soos vleuels van arende. Hoe nader, en hy sê, dat net die vers aan sê, nader tot God, en hy sal tot jou nader. Hoor gou daar, nader tot God, en hy sal tot jou nader.
Die beginsel is, hoe nader ek aan hom leef, hoe nader ek aan hom gaan, hoe minder plek kry die kraaie in my lewe. Jy sien, en daai hoër plek waartoe hy wil vat, baie mense dink, ek wil vir jou sê, dis nie 'n persoon nie, dis nie iets wat jy in persoon is nie. Baie mense dink, as ek net uit hierdie probleem kan kom, as ek net hierdie situasie kan verander, as hierdie ding net vir my so uitwerk, as ek net dit doen, as ek net daai job kan kry, as ek net hierdie ding, as ek net daai genesing kan kry, as ek net so kan maak, weet jy wat, dan sal ek uit hierdie probleem uit wees, dan sal alles reg wees. Jy mis die totale punt van alles. Die battle is nie die kraai nie. Jou battle is nie die kraai op jou rug nie. Jou battle is nie die probleem nie. Jou bestemming, wil ek vir jou sê, is Christus. Dis jou bestemming, dis waartoe jou pad moet wees. Dis waartoe jou rigting moet wees. Nie om die kraai van jou rug af te kry nie. Nie om die kraai van jou rug af te kry nie. Jou bestemming moet Christus wees. Om tot hom te nader, om na hom toe te gaan. En daai wind bring ons na God toe. Bring ons nader na die Here toe. Weet jy wat eintlik wil sê, as jy 'n kraai op jou rug het, moet dit jou eintlik na Christus toe lei, nie weg van hom af nie. En weet jy, op die einde van die dag, nou die woord van die Here sê vir ons, daar is in Kolossense 3. Kolossense 3. Luister baie mooi. Kolossense 3 vers 1 tot 4. As julle dan saam met Christus opgewek is, hoorie, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Jou oorwinning lê om te groei in Christus. Soek die dinge waar Christus is. Dis die hoogte, dis waartoe jy moet op pad wees. Dis hoe jy lig, dis hoe jy geestelik, dis soek die dinge van Christus. Want hoe hoor jy hom gaan sien, hoe hoor jy hom gaan sien en hoe nader jy aan hom gaan kom, hoe kleiner word die kraai. Hoe groter Jesus in jou lewe word, hoe kleiner raak die probleem. Hoe nader jy aan God beweeg, hoe hoor jy vlieg in die Here, en hoe hoor jy gaan styg in die Here, hoe minder asemhaling kry daai kraai. Jy sien, die oorwinning was reeds betaal in die kruis. Jy sien, as jou oë op Jesus is, dis waar die kraai sy fight eintlik verloor. Want aan die kruis het hy reeds sy houvas verloor. Jy sien, daar was 'n dag waar dit gelyk het of die vyand Jesus oorwin het. Daar was 'n dag gewees waar die vyand gekom het en hy het gedink hy was 'n kraai op sy rug en hy het hom laat kruisig. Want hy is geslaan, hy is gespot, hy is gespoeg, hy is met dorings geslaan, hy het elke aanslag beleef wat jy aan kan dink. Aan die wêreld en selfs aan sy disippels het dit gelyk asof Satan gewen het. Maar actually, presies die teenoorgestelde, dis waar hy verloor het. Ook in Kolossense daar in hoofstuk 2, vanaf vers 13 en 15, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesindigheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting aan ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Hy het dit reeds gedoen, die fight is klaar gewen. Die kruis was toe nie Jesus se nederlaag nie, dit was eintlik Satan se. En toe Jesus uitgeroep het, dit is volbring, het die vyand verloor.
He lost the battle. En dit is hoekom ek en jy nie fight vir oorwinning nie, want ek en jy kan nie uit onsself uit fight vir oorwinning nie. Ek en jy moet leef vanuit oorwinning. Maak dit sin wat ek sê? Ek en jy klim nie op na die kruis toe nie. Ons begin met die kruis. Dis vir ons pad lê. Dis vir ons oorwinning lê. Die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wie verlore gaan. Vir ons wie gered word, is dit die krag van God. Hoor mooi, dis die krag van God. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die krag van God is vas in die evangelie, in Jesus se volbringde werk aan die kruis. En weet jy wat, dit is eintlik die awesome ding, wanneer die Heilige Gees die wind onder jou vlerke word. Wanneer die Heilige Gees, hoor mooi, die wind onder jou vlerke word, hoef daai kraai nie afgegooi te word, hy klim van self af. Hoor jy wat ek vir jou sê? Hoor jy wat ek vir jou sê? Die dag wanneer die Heilige Gees die wind onder jou vlerke word, en jy opvaar soos die arende, jy hoef hy kraai af te gooi, en hy val van self af. En dis waar die woord van die Here vir ons sê, in Johannes 8 vers 36, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Jy sien, jou vryheid en my vryheid kom net in een, en dit is in Christus Jesus, en sy volbringde werk in die kruis. The battle has already been won. Ek en jy fight nie vir oorwinning en leef vir oorwinning nie, ons leef vanuit oorwinning. Let the Holy Spirit be the wind beneath your wings. En ek wil vir jou sê, jou antwoord is nie om harder teen die kraai te fight nie. Jy fight dalk in jou lewe vandag en jy fight daai kraai. En jy probeer daai kraai afgooi. Ek wil vir jou sê, die antwoord is nie om teen die kraai te veg nie. Vergeet van die kraai. Vergeet van die kraai. Kry jy fokus van die kraai af. Jou antwoord is om nader aan Jesus te leef. Jou antwoord is om op te vaar. Jou antwoord is om die Heilige Gees, jou vlerke te sprei, dat die Heilige Gees jou kan oplig. En wanneer die wind van God jou begin dra, jy sal altyd ontdek die grootte van God, en die grootheid en die almag van God, en die is altyd groter as die aanval van die vyand. Altyd. Maak by slok op in Psalm 91. Jy sien, onder die skadu van die Here se vleuels is daar geen plek waar die vyand jou visie kan steel nie, as jy in Christus is nie. As jy in hom is, geen vrees kan jou asem wegvat nie, geen vrees kan jou oorweldig nie. Onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel. En hoe weerstaan ek hom? Met die Heilige Gees. In Psalm 91 beskryf hy dit so mooi, hoor wat hy sê. Jou fokus is verkeerd. Weet jy, ons fokus op die negatiewe. Ons fokus in hierdie wêreld, op die siekte, op die krankheid, op die tekortkominge, op die behoeftes. Ons sukkel, ons fokus op die onreg. Ons fokus op al die dinge wat die kraaie is. Ons wil die kraaie wegjaag. Het jy al probeer kraaie wegjaag, as daar 'n spul kraaie in jou yard is? Jy kan nie jou goed weg nie, maak nie saak wat jy doen nie. Ek het wel uitgevind, as jy jou skoonma agter hulle aansien, werk het miskien. Maar, moet jy altyd nie. Maar in Psalm 91, hoor wat hy sê, vanaf vers 1, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, waar is die skuilplek van die Allerhoogste? In hom. Sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil.
Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, maar jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref, geen plaag nou by jou tent kom nie, want hy sal sy engele, nou is interessant vir die engele, ek gaan jou iets vertel. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jy op jou hande dra sodat jy jou voet teen geen klip sal stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, op die jong leeu en die slang vertrap. Vers 13. Lukas 10 vers 19 sê, ek gee aan julle die mag om op slang en skorpioene te trap en oor al die mag van die vyand. Nie oor bietjie nie. Oor al die mag van die vyand en niks sal julle skade aandoen nie. Hey, jy het ontvang in die autoriteit van Jesus krag en mag, die authority, oor al die mag van die vyand. Hey, jy snap dit nie. In die authority van Jesus, het jy ontvang al die mag oor die vyand. Ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. En niks sal julle skade doen nie. Hy sê, omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Hoor jy? Hoor jy? Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Nie die fisiese naam, die spelling van die naam, wie hy is. Wat hy daarby bedoel, as hy praat van die naam, Jesus Christus, nee. Die verwysing, wat het hy gedoen? Hy het 'n naam ontvang bo alle name. Wat is dit? Christus. Jesus die Christus, hy is die Seun van God. Hy is die redder, hy is die verlosser. Hy is! Omdat hy my naam ken, ek is. Omdat hy weet ek is. Weet jy, as hierdie jou nie vanmôre vir jou iets in jou oopsluit nie, dan weet ek wragtig nie. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte vandaag sal ek hom versorg en ek sal hom my heil laat sien. Omdat hy my naam ken. Ek is. En wat wil die duiwel hê jy nie moet sien nie? Hy wil nie hê jy moet sien. Hy is nie. Dis hoekom hy die arend se oë aanval. Dis hoekom hy vir Eva gesê het, God verander jou visie van God. Ek wil vir jou sê, vlieg hoër. Vlieg hoër, maar nie in jou eie krag nie. Op die wind van God, die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees. En hoekom? Hy sê, want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. In Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Jy sal my getuie wees. Omdat jy my naam ken. Dit is hoekom Jesus sê, dis vir julle voordeliger, dat ek weggaan. Want as ek weggaan, sal ek die Vader bid dat hy die trooster sal stuur, die Heilige Gees. Die wind van God. Wat die wind onder jou vlerke is. Wat jy na hoër hoogtes toe vat, dat 'n kraai op jou rug geen hou vas kan hê. Here, aan U kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding, Here, want deur U Heilige Gees, Here, het U ons die krag gegee om op vleuels op te vaar soos arende, Here, want ons weet die wat op die Here wag, kry nuwe krag, Here. U sal ons oplig, Here, U sal ons vashou, en Here, geen kraai sal meer ons gebonde kan hou nie, Here, en in U naam sal elke knie buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, en daarom kom ons vanmôre in die naam van Jesus Christus, en in die woord, Here, het U vir ons die belofte gegee, dat U vir ons gesê het, ek gee aan julle die mag,
die autoriteit om op slange en skorpioene te trap en oor al die mag van die vyand. En daarom kom ons vandag, Here, en ons neem autoriteit oor elke siekte, oor krankheid, oor armoede, Here, oor besorgdheid, oor vrees, oor angs, oor selfverwyd, Here, oor 'n lae selfbeeld, Here, oor depressie, oor angs, oor vrees, oor bekommernis. In die naam van Jesus Christus spreek ons vanmôre lewe en oorvloed. En ons bid, Heilige Gees, dat U ons sal op laat vaar. Here, dat ons in die krag van Jesus Christus, sy volbringde werk aan die kruis, sal leef. Lord, yes, Lord, your Spirit is the one that takes us higher. En Here, ons gee aan U al die lof en al die eer dat U vir ons die Heilige Gees gestuur het. Lord, I am the eagle, and you are the wind. En Here, ons gee aan U al die lof en al die eer vanmôre, in Jesus naam. Ontvang die seën van die Here, en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.